Goeiedag. En toe is dit my beurt. Met al die baie reën, kom ek een middag, laatmiddag, by die laagwaterbruggie. En daar stroom die water bo oor die bruggie. En ek het 'n versigtigheid aan my vir water, want hierdie bruggie het natuurlik nie kante nie. So enigiets wat oorstroom kan verbystroom. En ek stop toe 'n veilige afstand van hierdie waterstroom en bekyk die saak. Want jy sien, nou moet ek besluit, gaan ek deur, is dit veilig? Draai ek om, gaan ek die alternatiewe roete wat vol hobbels en slote is, maar waar ek definitief nie in 'n rivier gaan beland nie. En terwyl ek so kyk, is daar werkers aan die oorkant van die bruggie, wat by 'n plaas daar werk. En hierdie manne, een rol sy broekspype op, die ander het net waterstewels aan. En terwyl ek hier met my groot onsekerheid sit, kom hierdie manne aangestap oor die brug. En net toe ek nou moet by mekaar skraap, toe hulle nou veilig aan die ander kant is, dink ek, as hierdie ouens kan deurstap op hulle voete en hulle bly staande, dan kan my swaar voertuig dit seker veilig deurmaak. Maar op daardie oomblik lig die water 'n klomp van die jasinte op en spoel hulle so halfmas oor die brug. En op daai oomblik kom my herinneringe terug van 'n paar weke van tevore, toe daar 'n boomstomp op die brug te lande gekom het, toe 'n waterstroom dit duidelik opgelig het en op die brug neergesit het. En ek sien in my gedagtes al die Hollywood idees van waterstrome wat op jou afstorm en 'n groot golf wat jou verswelg. En net daar begewe my moed my. So rukkie van tevore het ek verby 'n dogtertjie gery, seker so 10, 12 jaar oud, wat in 'n plaaslike skool is. En op daai stadium kom hierdie kind verbygestap. En sy moet ander kant toe. Maar sy is nie 'n volwasse man nie, sy is 'n ou klein dingetjie. En terwyl ek toe nou by hierdie manne stop en ons praat, sê ek toe, ek voel nie lekker met hierdie water oor die brug nie, ek gaan ander kant om. En so probeer ons hierdie dogtertjie eintlik oortuig om in die motor te klim en saam met my veilig ander kant om te ry. Langer pad, maar veilig aan te land. Maar hierdie kind verstaan nie my taal nie. En met my werksklere is krap, so ja, ek lyk soos 'n hospitaaltannie, nee. En ek weet nie wat dit was wat haar gegooi het op daai oomblik nie, maar hier is sy hysteries. Sy kruip agter die manne weg, sy wil nie eers vir my kyk nie, en ek voel moedeloos. Hoe gaan ons jou veilig by die huis kry? Ek het nog 'n alternatiewe roete, maar hoe kom jy aan die ander kant van hierdie stroom? In al hierdie prosesse besluit die man met die waterstewels. Hy gaan haar help. Hy laai haar op sy rug. Stap terug deur hierdie stroomwater. Tot aan die ander kant, sit haar veilig neer. Draai om en kom weer terug deur dieselfde water. Sjoe julle, en hierdie twee manne kom staan by my en sê, mevrou, jy gaan okay wees. Ry net stadig deur. Bly aan die linkerkant. En ek skraap my moed bymekaar en ek pak hierdie tog deur die water aan. En dit is vir my ligweg angswekkend. Ek hou nie daarvan nie, dit is nie gemaklik nie. Maar hierdie manne staan en kyk, totdat ek veilig aan die ander kant is. Weet jy, en ek voel eintlik so nederig om te dink, hulle het soveel minder tot hulle beskikking. Hulle het nie 'n voertuig wat hulle beskerm nie. Hulle het nie die veiligheid van 'n engine wat kan deurbrul nie. En hier staan ek en ek betwyfel dit wat tot my beskikking is. En ek besef net, en ek besef vandag weer, die Here is daar, hy is groot. Ja, en hy is tot ons beskikking, maar hoe maklik kyk ons aan die water, soos Petrus, hoe maklik raak dit oorweldigend en begin ons op daai oomblik te twyfel en ander uitkomste te soek. En hier kom twee nederige plaaswerkers en hulle bemoedig my en hulle lei my en sê, gaan, jy kan. En hulle bly totdat ek veilig aan die ander kant is. Natuurlik is daar nou twee nuwe ouens op die pad, wat ek met groot vriendelikheid groet, elke dag, wie se gesigte ek ken, en vir wie ek so dankbaar is. Mooi bly.